Ons leer in die Bybel dat godslastering is 'n erge en seker een van die grootste sondes. Daar's baie verse reg deur die Bybel wat dit sê. Soos in Markus 3 vers 29 wat sê, wie teen die Heilige Gees laster, het geen vergifnis tot in ewigheid nie. Met ander woorde, as iemand bewustelik en aanhoudend God se woord verdraai of verwerp, plaas hy homself buite vergifnis. Levitikus 24 vers 16 sê, wie die naam van die Here laster, moet sekerlik gedood word. Dis 'n erge sonde. Kom ons luister gou na Colyn, waar hy praat van wat Jesus gesê het toe hy aan die kruis was. Daarna gaan ons verder en dan kyk ons wat sê die Bybel is godslastering. Kom ons luister. Hy kon nie dit gesê het nie. Die woorde wat hy gesê het is, Vader, vergeef hulle nie, want hulle weet wat hulle doen. En dan kom die kerke met hulle dogmatiese stories en hulle probeer vir jou verduidelik die woorde wat hy geuiter het, wat hulle nou vir jou daar sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Daai is nou gerig op daai Romeinse soldate en so. Jesus se woorde was gerig op daai wat hom tot dood veroordeel het, hoor. Die Jode wat gesê het, wat sy bloed oor ons en ons kinders wees. OK, wat is godslastering volgens die Bybel, die woord van God? In die Bybel beteken dit nie net om te vloek nie. Dis 'n baie dieper betekenis. Dit is ook om die woord van God te verdraai. Markus 7 vers 13 sê, so maak julle die woord van God kragteloos deur julle oorlewering. Met ander woorde, as jy God se woorde verander of verdraai, is dit baie ernstig. In die evangelie van Matteus praat Jesus self van lastering. Dit wys daar om vals dinge oor God te sê en om verkeerd voor te stel, is sondig. Openbaring 22 vers 18 sê, moenie byvoeg of wegvat van God se woord, die Bybel nie. Kom ons analiseer wat Colyn nou in hierdie video gesê het. Hy en sy kultus, wat die woord van God, die Bybel sê. Die woord van God sê, Jesus het op die kruis gesê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Colyn sê, Jesus het gesê, vergeef hulle nie, want hulle weet wat hulle doen. Nou kom ons gaan kyk, hoe stel die Bybel Jesus voor met hierdie woorde? Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Wat beteken dit? Dit beteken, ons het 'n genadige God. Dit beteken en dit demonstreer wat God sê in die Bybel. Jy moet jou vyande lief hê. Dit beteken God se liefde vir die mensdom. Dit beteken vergewensgesindheid. Dit beteken 'n God wat selfs in oordeel nog vergewe. Dis wat dit beteken, wat die Bybel sê. Nou kom ons gaan kyk nou, hoe stel Colyn Serfontein en sy kultus Jesus voor met sy woorde. Waar hy sê, Vader, vergeef hulle nie, want hulle weet wat hulle doen. Hulle weet wat hulle doen. Hier verander Colyn hoe God in die hele Bybel vir ons lyk. God se karakter, met ander woorde. Dit beteken God is nie 'n genadige God nie, volgens Colyn. Beteken God is 'n harde, onvergewende God. Beteken God het geen liefde vir sy teenstanders nie. Beteken God vergewe nie die sondaars nie. Mense,
Colin Serfontein skep 'n ander karakter van wat ons God regtig is. Nou my vraag aan almal wat hier luister. Dink julle dat my video's om hierdie kultus te probeer te vernietig verkeerd is? Ek sal graag net wil hoor ja of nee. Is hierdie kultus 'n gevaar vir ons jong mense wat na hom luister? Is hy 'n gevaar vir die dom, onintelligente, ouer mense wat na hom luister? En hy met 'n charismatiese wyse die Bybel verdraai, leuns te vertel. Dink julle ek is verkeerd? Ek wil weet, as daar 'n meerderheid is, beloof ek julle hou ek op. Dankie, bye.